wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk en na ons eie land, dan sien ons heel dikwels min rede tot blydskap. As daar ooit 'n tyd was waarin 'n mens sy vreugde kon begin vervaag, dan is dit waarskynlik nou. En hierdie tyd in ons samelewing se geskiedenis is besonder donker, veral vir ons oues van daardie wat reeds lank geleef het en met eie oë gesien het hoe dinge verander. Die verval, die korrupsie, die verlies, die afwaartse spiraal van ongeregtigheid, die duisternis wat al hoe donkerder word. Maar selfs vir die jonger geslag is dit moeilik, hulle word daagliks oorval met die gebrokenheid van hierdie kultuur. En die wat daardeur uitgedaag word, wonder of daar enige iets van die samelewing gaan oorbly, waarin 'n greintjie vreugde of vervulling nog gevind kan word. Psalm 14, vers 1 tot 3 beskryf hierdie situasie baie goed. En hier is die rede daarvoor, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God. Sleg, afskuwelik maak hulle dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. En dan kom die gevolgtrekking, hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Nou, wanneer ons nou terugdink aan ons studie in Paulus se brief aan die gemeente in Rome, besef ons dan, ons leef eintlik nou in 'n Romeine 1 en 2 tydperk. Ons het die seksuele revolusie gehad, ook die homoseksuele revolusie, en nou die transgender revolusie. En dan ook, kan ons daarby voeg, koepelend oor alles, die woke revolusie. En die kultuur het verval tot 'n toestand waar waarheid en leuen nie meer onderskei kan word nie. En ongeregtigheid neem toe, en dit raak elkeen van ons, soos wat ons nou byvoorbeeld ook weer gesien het. Dit raak elkeen van ons. En hierdie droogwêreld oorweldig ons met aanslae op elke denkbare terrein. En dit is genoeg om menige mense, indien nie almal, verward en moedeloos te laat. Maar geliefdes, daar is 'n verskil. Ons het die woord van God. Ons het die woord van God. Ons het die woord van God. Ons het die heilige waarheid van God. En dit is waar ons hulp en troos vind. En wanneer ons dan na God se woord sien, dan sien ons byvoorbeeld Psalm 121, 'n bedevaartslied. Vers 1, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die skepper van alles. Die instandhouer van alles. En dit is waar ons hulp vind, geliefdes, in hom en in hom alleen. En hierdie versekering vind ons ook in die Nuwe Testament, byvoorbeeld in 1 Petrus 1, vers 3 tot 9. 1 Petrus 1, vers 3 tot 9, soos dit ook met bulletin is. Daar die seëngebed van die apostel Petrus. En Petrus skryf aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd
geopenbaar te word. In vers 6, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, hierdie tye waarin ons nou lewe, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. En selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Dit waarna hy ook in Romeine 2 verwys. En dan vers 8 en 9, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Geliefdes, daar is daar vir ons die troos. Dit is dit wat vir ons moet gee elke dag. En daar is geen wanhoop vir die gelowige nie. Ons is nie reddeloos sonder uitkoms nie. Dawid stel dit soos volg in Psalm 62 vers 6 tot 8. Psalm 62 vers 6 tot 8. Wees maar net stil tot God. Wees maar net stil tot God. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God alleen is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, my toevlug. En geliefdes, as ons dan na hierdie woord van die Here gaan, hierdie heilige woord van die Allerhoogste en heilige God, wat meer het ons dan in hierdie lewe nodig? Hoe kan ons vervaard wees oor enigiets? En is dit wat ek aan die begin gesê het van hoe hierdie lewe en die samelewing is, dan vervaag dit tot 'n netjie, want vir ons as gelowiges is hierdie die waarheid van ons bestaan. En ons verstaan, ja, ons gaan getoets word, ons gaan gelouter word, en dit is soos God dit bepaal het. Maar ons het die ewige, onverganklike hoop waarin ons vashou. En niks kan dit ontdaan nie. Maar God hierdie waarheid in ons harte bevestig. Kom ons bid saam. Here onse God, U die skepper van die hemel en die aarde, van alles wat bestaan. Here, ons slaan ons oë op na U, by wie ons hulp en redding en skuiling soek. Want Here, U woord sê vir ons so duidelik, as ons net kyk na hierdie verse wat ons so pas gelees het, by U alleen is ons hulp, by U alleen. En in hierdie wêreld waar die duisternis al hoe donkerder word, waar waarheid en leuen verwar word, waar ons harte swaar is onder die las van verval, roep ons uit na U, o Here, o God van lig en waarheid, bewaar asseblief U kinders in hierdie dae. Bewaar asseblief, Here, U kinders in hierdie dae. Hou ons stewig vas in U beskerming. In hierdie wêreld is daar vir ons geen toevlug nie, maar by U is daar vir ons heenkome, ons toevlug. En U woord spreek tot ons, rig ons, lei ons, bemoedig ons, versterk ons. Dit is 'n lamp vir ons voet, 'n lig vir ons pad deur hierdie aardse duisternis. Dankie, Vader, vir die lewende hoop wat ons het.
Daardie hoop wat 'n werklikheid geword het deur die opstanding van Jesus Christus. Dankie vir die onverganklike erfenis wat U vir ons bewaar in die hemel, soos Petrus getuig. Dankie vir die lewende hoop wat ons in hierdie lewe anker. Dankie vir die voortgang wat alleenlik in U is. U is ons bewaarder, ons beskermer, ons voorsiener. En Here, ons het U lief en ons wil U met alles dien. Maar Here, ons bely ook ons onvermoë, ons struikeling wat so dikwels nog plaasvind. Ons gebrek, Here, om voluit vir U te lewe. En ons pleit by U om vergifnis. En ons pleit, o Here, asseblief, help ons om te besin oor wie ons is, en wat ons is, en wie ons in hierdie lewe uitdra en uitlewe. Wie en wat is die getuienis wat deur ons gelewer word in hierdie lewe. Maar ons kom, Here, en ons pleit, wees ons genadig dan, waar ons val, waar ons struikel. Help ons op, Here, en vergewe ons. En dankie vir daardie vergifnis wat U woord vir ons beloof in 1 Johannes 1 vers 9. Dankie, dankie, dankie vir daardie vergifnis wat ons in is, wat vir ons die voortgang in ons geloofslewe gee, wat vir ons in staat stel om elke dag aan te gaan. Laat ons rus vind in U, o Here. Laat ons stewig staan in U, op die rots van ons redding. Laat daardie rots ons vesting, ons toevlug wees, in hierdie tyd, in hierdie plek waar ons is, totdat U kom in heerlikheid. O Here, wees U kinders genadig, kan ons maar net weer pleit. En ons dankie vir wat U in ons lewens doen. Hoe U onderneem, ook hoe U hierdie week onderneem het, dat U met elkeen was, waar ons ook al was, en wat ons gedoen het, en hoe ons gelewe het, en weer eens kan ons pleit, Vader, vergewe ons waar ons dit nie, na die beste van ons vermoë gedoen het nie. Dankie vir waar U onderneem het, vir hulle wat soms in moeilike situasies was, vir Ellen wat veilig kon terugkom. Maar dan ook, Here, het ons hier ook om soveel om U voor te loof. En ons dink byvoorbeeld aan Joshua en Marley se huweliksherdenking. Here, ons pleit dat U hulle sal oorweldig met U seën en genade, vir hulle as egpaar en vir hulle as gesin, vir hulle as familie. Mag hulle 'n groot seën wees, Here, waar hulle ook al kom en wat hulle doen en is, en besonder dat hulle sal spreek tot die mense, ook rondom hulle, Here, en dat hulle 'n kragtige getuienis sal wees van U genade, wat hulle ook deur hierdie 25 jaar gedra het. O Vader, seën hulle oorvloediglik, is ons gebed vir hulle, en wees hulle genadig. En so ken U ook die gebede van elke hart waar ons hier sit. U weet, Here, wat is daar die swaarste item op ons hart. U ken ons hartspleitooie. Verhoor ons, o Vader, en mag dit tot U verheerliking ook wees. En ons bid, Here, al hierdie dinge met groot danksegging, maar ook in die grootste afhanklikheid, in die naam van ons Redder, Jesus Christus, ons Heer, ons Zaligmaker. Amen. Geliefdes, ons kom vandag by waarskynlik die laaste boodskap oor die teks in Romeine 2 vers 1 tot 10. En ons het oor die afgelope paar weke baie duidelik kennis geneem van die boodskap van Romeine 2 vers 6 wat sê dat God sal elkeen regverdiglik vergeld na sy werke, na sy dade, dit wat hy doen, dit wat hy is.
Hy sal aan elkeen sy verdiende loon betaal vir sy werke. En ons het gesien dat God die ongelowige en die gelowige verskillend behandel in sy beoordeling of veroordeling van hulle werke. En ek herhaal maar net, Romeine 2, 7 en 10 beskryf die beloning van die gelowige, terwyl 2, 8 en 9 die veroordeling van die ongelowige beskryf. En ons het ook gesien, God beoordeel volgens die motiewe van die hart, so dis nie altyd net wat ons doen nie, maar ook die motiewe waarmee ons dit doen, en dan beoordeel hy daardie dade wat uit die motiewe spruit, daardie werke of dade wat daaruit vloei. En dan is dit ook so dat ons dan verstaan dat die ongelowiges gaan voor God verskyn as hulle regter en die ongelowiges, die ongelowiges by die bymatroon voor God as hulle beloner. Dis die verskil. Ek wil weer herhaal, die ongelowiges voor God as regter, die gelowiges voor God as die beloner van hulle dade. En ek wil vanoggend baie spesifiek na die belonings kyk, weer daarop fokus. Daardie belonings wat die gelowiges gaan ontvang. Wat is dit presies? Wat is dit? Wat is die doel daarvan? En vir ons daardie doeleindes gaan ons na Openbaring 4. Ons gaan heel wat in Openbaring wees, so kyk, gerus hou gerus julle Bybels daar by Openbaring 4. Nou, wanneer ons by Openbaring 4 kom, ja, dan is die eerste 3 hoofstukke van Openbaring afgehandel. En in daardie eerste 3 hoofstukke vind ons die briewe wat Christus aan die 7 gemeentes geskryf het. En nou dan in hoofstuk 4, Openbaring 4, neem die apostel Johannes ons direk na die troonkamer van God. In Openbaring 4 kom ons in die troonkamer van God. Maar onthou, die wegraping het nou reeds plaasgevind. Soos Christus dit in Johannes 14 vers 2 en 3, Matteus 24, 30 en 31 beloof het, soos Paulus dit in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 beskryf, en ook in 1 Korintiërs 15 vers 51, 52 herhaal het, daar is volledig die wegraping. Dit het nou reeds plaasgevind. Maar ook die Bema-troonbeoordeling het reeds dan plaasgevind, wanneer ons in hoofstuk 4 kom. Die Bema-troonbeoordeling, soos in 2 Korintiërs 5 vers 10 beskryf. So die gelowiges, wanneer ons in hoofstuk 4 kom, het nou reeds hulle belonings ontvang vir die werke of dade wat in Romeine 2, 6 tot 10 beskryf word. En nou sien ons dan in Openbaring 4 die verdere verloop van die geskiedenis van die gelowiges. En geliefdes, dit is ons geskiedenis wat ons nou daar lees. Onthou dit is ons geskiedenis daarin. So nou gaan ons na Openbaring 4. En ek lees vanaf vers 1. Dit is ook op die bulletin. Openbaring 4 vers 1. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan in die troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karneol. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. En reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. En dan 'n belangrike aspek van ons verstaan, hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. En vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God.
En voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het die gesig van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Ek wil myself net hier onderbreek in vers 9. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring, onthou ek wat die gelowiges ontvang het in Romeine 2. Goed, dan weer die laaste deel van vers 10. Hulle werp dan hulle krone voor die troon neer. Baie belangrik. Hulle werp dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, en deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Net tot daar. Nou kom ons kyk wie is almal hier in Openbaring 4 in hierdie deel wat ons gelees het. Ons sien eerstens die apostel Johannes wat hierdie deel skryf, aan wie hierdie visie gegee word, wat ons dan ook in die volgende hoofstukke beskrywing van die troonkamer gee, nog verder gebeure daar, die troonkamer van die Allerhoogste. En ek wil weer beklemtoon, hierdie is 'n werklike visie, 'n werklike visioen van die troon van die Allerhoogste. Dit is geskiedenis vooruit. Dit is nie simbolies nie. En dit is die groot dilemma van 'n groot deel van ons kerk van vandag, dat hulle dit simbolies sien en wil vertolk, en dan val hulle vas in verklaringe wat hulle nie regtig kan verduidelik nie. Maar as ons dit sien, hierdie is ware geskiedenis vooruit. Dit is 'n openbaring van God op 'n besondere manier deur die apostel Johannes, en hierdie is geskiedenis in wording. En soos ek reeds gesê het, dit is ons geskiedenis, geliefdes. So dit was Johannes dan in die eerste plek. In die tweede plek is daar dan God op sy troon. En sy voorkoms word in detail beskryf. Hy is die middelpunt van aanbidding, van heerlikheid en mag, soos vers 11 dit stel. En dan is daar 'n paar ander mense of die persone teenwoordig is wat ek miskien kan noem. Die 7 geeste van God, die 4 lewende wesens wat as 'n leeu, bul, mens en arend manifesteer. En hulle aanbid God dag en nag met die woorde, heilig, heilig is die Here, en nog heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. So alles is op God gefokus. En dan is daar ook 'n beskrywing van die hemel rondom die troon, die weerligstrale, die dreunings, die donderslae, die spieelgladde kristalsee. Die hele toneel, geliefdes, is gevul met die heerlikheid, majesteit en aanbidding van God, die Almagtige, heilige God. En dan is daar die 24 ouderlinge. Dan is daar die 24 ouderlinge. En dit is wat ons in die besonder raak. Nie dat hierdie ander nie belangrik is nie, maar dis waarin ons dan ook ons antwoord gaan vind vir die vraag wat ek gevra het. Kom ons kyk nou na hierdie ouderlinge. Hulle sit op trone rondom God se troon. Is 24 van hulle. En dit beteken, dit is 'n volmaakte getal. Die 24 word in die Bybel gebruik om die volmaakte te beskryf. En hulle dra wit klere en goue krone. Wit klere en goue krone. En dit, geliefdes, is die sleutel om te verstaan wie hulle is. Hulle is verteenwoordigend van
die weggeraapte kerk van Jesus Christus, wat nou na die Bema troonbeoordeling hulle rondom die troon van God bevind. So ek herhaal. Dis die kerk wat weggeraap is, verby die Bema troonbeoordeling reeds is, en nou hulle in die troonsaal van God bevind. En Johannes beskryf hoe hulle lyk. In die eerste plek sê hy, hulle dra wit klere. En wit klere is die Nuwe Testamentiese symbool van geestelike reinheid. Sonde is daar nie meer nie. Hulle is gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Hulle het die oorwinning behaal. Hulle lewe in regverdigheid, in redding, wat Christus aan hulle gegee het. As ons na Openbaring 3 vers 5 gaan, in die vorige hoofstuk, beloof Christus Jesus in sy brief aan die gemeente in Sardes. Nou, Sardes is een van die twee gemeentes wat nie aangekla word nie. Hy skryf aan Sardes in Openbaring 3 vers 5, wie oorwin, sal bekleed word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. So daar sien ons, daar is die wit klere. Ook in Openbaring 7, as ons nou 'n paar hoofstukke verder gaan as 4, Openbaring 7, vanaf vers 9 tot 17, en ek gaan dit lees. Openbaring 7, vers 9 tot 17. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kan tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, huil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. En dan volg daar verse van groot vertroosting. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon sit, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. So geliefdes, hier sien ons dus nou, hier's 2 groepe gelowiges. 2 groepe wat wit klere dra. In Openbaring 4 is die wat die ouderlinge wat die wit klere en die krone dra, is dit die wat na die wegraping gered is, deur die wegraping hemel toegeneem is, ook na die Bema troon beoordeling. Dit is daar die eerste groep. Dit is hulle. Maar daar kom 'n tweede groep by in hoofstuk 7. En dit is die wat deur die verdrukking gekom het en gered is. Die 2 groepe, ook met die wit klere. En soos wat hy ook sê, hulle is gered, ook hulle klere is gereinig deur die bloed van die lam. En dan die vertroosting wat daar uitgespreek word, is vir almal, beide die groepe. Vir almal wat in die hemel rondom God se troon vergader. Hulle nie meer honger en dors nie,
sal nie meer deur die son op enige manier beskadig word nie, want die lam sal hulle laat wy, hulle versorg, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Dis die bemoediging wat daar vir ons as gelowiges is. En dit sal ook die bemoediging wees, wat daar sal wees vir die wat deur die groot verdrukking gaan, die 7-jarige verdrukking, wat met die wegraping begin. Hulle sal ook hierdie selfde troos ondervind. Daardie wat tydens die groot verdrukking gered word. So ons sien dus die gelowiges wat met die wegraping van die aarde verwyder is, sowel as hulle wat tydens die groot verdrukking gered word, albei hierdie groepe dra die wit klere wat getuig van hulle identiteit in Christus. Wie hulle in Christus is. Die gereddes, wat totaal gereinig is van sonde, want Christus het vir daardie sondes gesterf. En beide die twee groepe vorm dan na hoofstuk 7 die aanbiddingskare rondom God se troon. Maar hier in hoofstuk 4 is dit die eerste groep, die wegrapingsgroep, wat rondom God se troon verskyn, op die trone sit, wat deur die ouderlinge verteenwoordig word, wat die krone en die wit klere dra. Maar nou wil ek nog 'n verwysing gaan in Openbaring, en dis redelik na die einde, Openbaring 19, Openbaring 19 vers 8. Hierdie deel vorm deel van die beskrywing van die bruilof van die lam. Die hemelse toneel waar die gelowiges, al die gelowiges, die bruid van Christus voorberei word vir hulle ontmoeting met die Here. Daardie spesiale bruilof wat gaan plaasvind van Jesus Christus, die bruidegom, en sy bruid, die gereddes van alle eeue. Luister na die beskrywing in Openbaring 19 vers 8. Sy, dit is die bruid, is toegelaat om fyn linne aan te trek, blink en wit of rein. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Waardeur word die gelowiges geklee, hulle wat die bruid van die lam vorm, hulle word geklee die fyn wit linne van hulle gelowige dade. So daardie fyn linne of blink en wit of rein, so verskillende woorde wat daar gebruik word, dui op geestelike reinheid, absoluut totale geestelike reinheid, heiligheid en volheid van genade. En die regverdige dade van die gelowiges is nie, en dit weet ons nou al, is nie op geen manier selfverdiende geregtigheid nie. Dis nie selfverdiende geregtigheid nie, maar die vrug van geloof en gehoorsaamheid, wat deur God beloon word, daardie dade wat deur God beloon word, wat voortvloei uit 'n toegewyde lewe aan Christus, soos wat ons in Romeine 2 vers 7 en 10 sien. Dit is daardie regverdige dade. Dit is waarmee die bruid van Christus beklee is, geliefdes. Dit is aangrypend om dit te hoor en te sien. Want dan moet ons verstaan dat ons nou reeds besig is om aan daardie bruilofskleed te werk. En soveel sorg as wat daar ingaan om 'n bruilofskleed reg te kry, te maak en te voltooi met al die detail daarin, daardie skoonheid van die bruilofskleed, werk ons nou reeds aan deur hoe ons lewe. Deur hoe ons lewe. En dit is dit wat ons in gedagte moet hou wanneer ons van dag tot dag lewe.
waar ons met ons gesin lewe, en ons huweliksmaats, ons kinders, die familie, die omgewing, die werk, die skool, oral waar ons kom, het ons 'n geleentheid om aan hierdie bruilofskleed te werk en detail daarin te bou, wat vir ons eendag van wonderlike skoonheid sal getuig. Niemand van ons wil daar met 'n gooiingsak gaan staan nie. En dan kon my vraag dus, hoe lyk die kleed waaraan jy nou tans werk? Besef jy dat in die kleinste daad, en ons gaan later 'n voorbeeld daarvan sien, in die kleinste daad wat ons teenoor iemand doen, of nie doen nie, met andere onthou, is ons besig om aan hierdie bruilofskleed te werk. Dis waarom ons as gelowiges anders moet lyk as die wêreld. Ons het 'n ander gedaante, en ek praat nie van skynheiligheid nie, glad en geheel en al nie, en moenie rondgaan en elke tweede sin halleluja of iets sê nie, dis nie waaroor dit gaan nie, maar dit gaan oor wat ons is en wat ons doen vir elke mens, elke keer wanneer ons met hom of haar te doen kry. Elke keer. Maar God ons help om 'n totale bewustheid hiervan, van oomblik tot oomblik te lewe, want dit, geliefdes, is die heiligmaking, sanctification, waarvan die woord van God praat. En dit is God wat deur sy woord en sy gees in ons lewens werk. Daarom word Jesus Christus ook ons heiligmaker, nie net ons redder nie, maar ook ons heiligmaker genoem. Gee ons uitdrukking daaraan? Verstaan ons dit? Die woord van God spreek tot elkeen van ons wat hierdie woord nou hoor om te sê, jy moet aan hierdie heiligmaking deelneem, want jy is besig om jou huwelikskleed voor te berei. Maar kom ons gaan terug na Openbaring 4. Hierdie beeld van die ouderlinge in die wit klere gekleed met die krone, is dus die verklaring, die Bybelse verklaring, die skriftelike verklaring van wie die ouderlinge is. Naamlik, hulle is verteenwoordigers van die verloste, geredde, gereinigde, heilig-gemaakte, triomferende kerk van God, wat na die wegraping, na die bymatroonbeoordeling, in aanbidding voor die troon van God, die almagtige en heilige God, in aanbidding bid en hom aanbid. Dit is wie daardie ouderlinge is. En net sodra die gelowiges wat uit die groot verdrukking kom, dus ook wit klere, soos wat ek reeds genoem het, soos Openbaring 7 dit vir ons stel. En dan gesamentlik dra beide hierdie twee groepe die fyn wit klere van die bruid van Christus in Openbaring 19 vers 8. So ons behoort hierdeur na die oorhoofse prentjie te kyk en te verstaan waarheen is ons as gelowiges op pad. En van die begin van Openbaring tot aan die einde van Openbaring gebeur daar nog baie dinge tussenin. Maar kyk na wat is die beesterplan wat God, die blauwdruk wat hy vir ons die insig in gee reeds nou, deur hierdie visioen wat hy aan Johannes openbaar het. Ons weet presies waarheen is ons op pad.
En daarom het ek gesê, geliefdes, dit is ons geskiedenis hierdie. Dit is ons geskiedenis hierdie. En dan die krone. Kom ons kyk na die krone wat die ouderlinge dra. Vers 4, Openbaring 4, vers 4. Die krone. Die Griekse woord vir hierdie goue krone is die woord Stephanos. Daar is nog ander krone ook, maar hierdie is spesifiek die een wat gebruik word hierso, wat oorwinning beteken. Stephanos, oorwinning. Vir die gelowige wat oorwin. Dis die woord wat vir elkeen van hierdie krone gebruik word. Hierdie 5 krone wat hier genoem word, wat ons alreeds genoem het, die 5 krone wat die gelowige gaan ontvang. 2 Timoteus 4 vers 8, die kroon van regverdigheid, geregtigheid van redding. Die kroon van redding, 2 Timoteus 4 vers 8. Die wat dan met verwagting uitsien na Christus se wederkoms. Ons is gered, ons wag vir die wederkoms. Ons sien uit daarna. En die tweede kroon is die kroon van die lewe, Jakobus 1 vers 12. Vir die wat die beproewing en die vervolging getrou deurstaan het, wil sê, dis nog 'n addisionele kategorie wat bykom. Ook vir hulle is daar die Stephanos van die lewe, die kroon van die lewe, Jakobus 1 vers 12. Die derde ene, die kroon van heerlikheid of verheerliking, 1 Petrus 5 vers 4. Dit word baie spesifiek toegeken aan die geestelike herders wat na die kudde omsien, maar ook meer as dit vir almal wat omgee vir mekaar en enige daad van toegeneentheid aan mekaar openbaar. En dis waarna ek net aan verwys het. Jesus het in Matteus 10 vers 42 gesê, en luister nou, en nou verstaan julle wat ek bedoel met hierdie die kroon van verheerliking, die verheerliking wat daar vir elke daad is. Jesus het in Matteus 10 vers 42 gesê, wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Selfs vir daardie daad van net om vir iemand water te gee, is daar by God beloning vir daardie daad wat jy doen om goedgunstigheid teenoor die persoon uit te spreek, uit te oefen. Die vierde kroon, die onverganklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 25, vir die wat dan in volharding en toewyding God werklik dien. Spesiale kategorie, wat werklik met toewyding dien. Ekstra krone. Vers 5, die kroon van vreugde, 1 Tessalonisense 2 vers 19, vir die wat dan ander tot Christus lei, wat aktief besig is met evangelisasie. So hierdie krone is God se beloning vir 'n lewe van geloof en volharding en liefde. En dit word gegee aan die wat met oorgawe vir Christus leef. Die wat met oorgawe vir Christus leef. So sien ons dan, geliefdes, die ouderlinge geklee in wit linne van geregtigheid. Geklee in daardie dade van geregtigheid. En met die krone van geregtigheid ook op hulle koppe. Dit is dit wat hulle ontvang as beloning. En nou gaan ons weer terug na Openbaring 4, die teksvers vers 9 tot 11. Openbaring 4 vers 9 tot 11. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe. Ekskuus, nou, ek onderbreek myself hier. Hoekom sal hulle heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit? Vir dit wat hulle ontvang. Hulle is reeds daar oorweldig deur dit wat hulle ontvang het. Kyk net wat het hulle ontvang, al hierdie krone, die wit klere, die versekering wat hulle het. Hoe anders kan hulle dan
heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit. Vers 10, dan kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Is nie net dank en eer en verheerliking nie, maar ook aanbidding tot in ewigheid. En dan, hierdie belangrike vers, hulle werp dan hulle krone voor die troon neer en sê, ekskuus, hulle werp dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid, kyk na die herhaling, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Met antwoorde wat hulle hier bevestig is, God, Hemelse Vader, Heilige, Almagtige God, die redding en alles wat daarmee saamgaan, is van U. En ook hierdie belonings wat ons ontvang het, hierdie wit klere en hierdie goue krone, is alles van U. Want dan is daar 'n besondere implikasie hierin, en ons gaan nou daarna kyk. So wat doen die ouderlinge met die krone? Ekskuus tog. Wat doen die ouderlinge met die krone? Hulle plaas dit voor God se troon, hulle plaas dit of werp dit, is eintlik die woord, voor God se troon, en gee sodoende aan hom terug, wat hulle van hom ontvang het. Hulle kom en hulle wy aan hom, deur hierdie werping van die krone voor sy troon, hulle wy aan hom opnuut hulle lewens en alles wat hulle in beloning ontvang het. Hulle gee vir God terug wat hulle ontvang het. En onthou, die krone was God se beloning aan die gehoorsame gelowiges. Dit was erkenning vir al die werke wat hulle op aarde gedoen het om hom te verheerlik. En nou bied die ouderlinge namens al die gelowiges die krone terug aan God in 'n daad van volkome toewyding en aanbidding van hom en in onderwerping aan hom. Dit is hoekom hulle sê, omdat U alles geskep het. Here, U is die bron van alles. U is die ontstaan van alles. En dit wat ons van U ontvang het, dit gee ons vir U terug in aanbidding. Geliefdes, hierdie is 'n heilige oomblik. Die heiligste oomblikke van alle heilige oomblikke, as mens onderskeid sou kon tref. Dit is 'n daad van aanbidding en erkenning dat God die bron is van alle heerlikheid, eer en krag en heiligheid. Dit is 'n belydenis dat enige beloning wat hulle ontvang het, 'n geskenk uit sy hand was en nie die vrug van eie verdienste nie. En hierdie handeling getuig van nederigheid, dankbaarheid en die diepe besef dat God alleen waardig is om aanbid te word. En geliefdes, hierdie is die oomblik waarna ware gelowiges hulle hele geloofslewe lank na uitsien. Dit is die grootste begeerte van die gelowige se hart. Hier is die oomblik wanneer daar die groot verlange gestil word. Hier aanbid die gelowige, die heilige, almagtige God, met die volheid van sy wese. En hy het die kapasiteit om te verstaan wat in sy lewe gebeur het. Ons het nie nou die kapasiteit of die vermoë om dit in volle te verstaan of te beskryf nie. Maar daardie verlange wat ons het, daardie reikhalsende verlange, is dit waarna ons uitsien, terwyl ons nog hier op aarde is. Daardie telkense skietgebed, o Here, kom.
Paulus beskryf in 2 Korintiërs 4 vers 17 vir ons, gee vir ons hierdie versekering, want ons ligte verdrukking, dis sy woorde, ons ligte verdrukking, wat maar vir 'n oomblik is, ekskuus, ek wil net sê, onthou dis Paulus wat hier skryf, Paulus wat so 'n geweldige beproewing deurgestaan het, hy sê, want ons ligte verdrukking, wat maar vir 'n oomblik is, werk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Daar kan nie 'n groter kontras wees nie. En hy herhaal dit ook in Romeine 8 vers 18 en 19, wat hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En hier is dit dan nou, geliefdes. Hier is daar die heilige oomblikke. Die openbaarmaking dat ons God se kinders is, finaal en vir ewig bevestig. Selfs die engele sien met verwagting uit om te sien wie die kinders van God is. Maar daar is dit dan. Die kringloop is voltooi. En wat Adam en Eva verbeur het, word nou in ons voltrek, in die ware gelowige voltrek. Filippense 1 vers 6 skryf Paulus, ek vertrou juis hierop, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En so sien ons, God is nie net die beginner van alles nie. Hy het nie net alles geskep nie. Hy is ook die volëinder. Die volëinder. Hy sal die werk wat hy in ons begin het voltooi. In genade, in heerlikheid, in heiligheid, rondom sy troon, wanneer die gelowiges daar rondom vergader om hom te aanbid. Dit is hoe die gelowige se geloof volëindig gaan word. Dit is die volëinding van die gelowige se geloof. En daarom is my beroep, my gebed aan geliefdes, laat ons dan nou leef met daardie belofte in ons harte. Want onthou dit, op daardie oomblik wanneer ons rondom God se troon vergader, is dit nie meer in geloof nie, want dan is dit in aanskoue. Die geloof het werklikheid geword. Dit wat ons hele lewe lank na uitgesien het 'n werklikheid geword, is reeds daar. Laat ons aanbid met verwagting. Laat ons hoop met sekerheid. Laat ons elke geleentheid aangryp om die dade, die werke te doen, wat God sal verheerlik. Selfs in die kleinste. Selfs in die aanbied van 'n bietjie water. En ons kan nog baie ander voel, selfs maar net in 'n groet. Net in die groet van 'n mens om sy bestaan te erken. Die kroon wat wag, is nie wêreldsgoud nie, is nie klatergoud nie. Dit is oneindig baie meer. Dit is die genade en liefde en oop arm verwelkoming van ons Vader. Mag ons dit in gedagte hou. En mag dit die basis vorm van ons lewe, elke dag. Elke dag. Teenoor mekaar en elke een met wie ons in aanraking kom. Mag die Here ons daardie krag gee. Amen. Here ons God, U wat op die troon sit, omring met heerlikheid en majesteit. Ons buig vandag voor U in verwondering en aanbidding en in hoop. Dankie dat U ons
roep uit die duisternis van hierdie wêreld na die lig van u teenwoordigheid, van u heilige almagtigheid. Dankie dat u ons bekleed met die wit kleed, daardie kleed van geregtigheid, daardie kleed verwerf deur die bloed van die lam. Dankie vir die kroon van die lewe en al die ander krone. Nie wêreldsgoed nie, maar die kroon van u erkenning, u liefde, u omhelsing. Laat ons leef, Here, help ons om te leef met die gewig van hierdie genade en heerlikheid in ons harte. Laat ons wandel in waarheid en dien met vreugde en aanbid met verwagting. En Here, wanneer ons eendag voor u troon staan, mag ons dan ook hoor, wel gedaan, goed gedaan, getroue diensknegt. Kom in die vreugde van jou Heer. Tot daardie dag, Here, hou ons vas in u genade. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here, ons Heiland, ons Redder, ons Saligmaker, ons Here Jesus Christus, om sy naam ontwil alleen. Amen.